liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, in U is daar meer. Oh, 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die Ek het so sterk stem. Dankie julle dat julle hier is vandag, dat julle tyd bietjie verder opoffer om te kom deel aan die gelofte rede wat ons voor lê. Ek het nou verneem met trots, maar ook met hartseer dat ons is een van 3 kerke in George wat die gelofte diens vier. So dis half hartseer dat ons met so groepie mense sit en dat daar net 3 plekke is wat so gelofte diens aanbied. En volgens my en ek glo dat as julle verstaan waaroor die hele ding gaan, is hierdie dag seker een van die grootste, belangrikste dae buite Jesus se geboorte en sy sterf aan die kruis. Is hierdie seker een van die grootste, belangrikste dae in ons Afrikaanse geskiedenis. Want ons het 'n gelofte gemaak aan ons Skepper. En dit wat ons nou gesing het en wat ons gelees het en wat Johnny gelees het van die gelofte wat afgelê is, dit sê so baie oor ons volk en baie wat op ons verantwoordelik is, wat ons eintlik moet doen. En op hierdie stadium faal ons totaal en al daarin om daai belofte na of die gelofte na te kom. Ons gaan nou 'n bietjie meer praat oor dit. So verlede jaar het ons gepraat van die 12 wonderwerke en baie meer gemik op Bloedrivier self. Daar was eintlik 13 wonderwerke. Hulle het nie die 13e een neergeskryf nie, want die 13e een is eintlik, daar was, hulle reken tussen 466 en 470 mense in die die laar gewees. Eerstens hulle praat van mense, maar hulle sê ook baie duidelik ons het 3 manne. So daar was geen vrou wat saam gegaan het nie, dit was net die manne gewees. So die wonderwerk was daai manne moes vir hulle self kos maak vir meer as 3 manne. Dit is 13 wonderwerke wat hulle nie van wil praat. So as ek begin 16 Desember 1838, dit ken almal nou al die datum daarvan. So waar het alles begin? So ek wil net graag vir julle, ek gaan vinnig deur hierdie eerste gedeelte gaan, net om vir julle 'n idee te gee van hoe het ons by die vlaag, hoe het ons by die slag van Bloedrivier uitgekom. Dat ons net kan verstaan waar het alles begin. Nou julle sal nie glo dat in 1488, ek dink 6 maande oud, was die eerste Europeër wat sy voet aan wal gesit het, of wat die Kaap gesien het, of ontdek het, eintlik van Mosselbaai op daai stadium. So ons eerste stukkie van Afrika was eintlik Mosselbaai geweest. Die Kaap het later in die prentjie gekom. So 1530, Antonio Saldanha, nou julle weet waar sit Saldanha Baai vandag, so dit is waar die naam vandaan kom, wat in 1513 deur hom ontdek is, en dan in 1602 is nou regtig waar ons begin het by die punt van Afrika. So die WOP, ek gaan 'n bietjie later vir julle meer uit of 'n bietjie vertel gou daarvan. Dit was die grootste handeldryf organisasie op daai stadium in die wêreld. So die skepe het van Nederland af die wêreld ingery en gaan handel dryf met die res van die wêreld. En dit het in 1650 het dit gebeur en hulle het elke keer verby die Kaap gereis. Hulle het 'n plek gesoek waar daar met aanvulling van water en kos kom. En dit is nou tussen 1652 en 1662 wat hulle gesien het van ons ry elke keer verby die plek. Daai plek het so mooi plat koppie daarbo. Ons moet 'n bietjie gaan uitklim, dit sal 'n nice uitkyk maak en die weer en die goed is mooi. Hulle het seker in die somer gegaan. En so dis al die mense wat daar verby is en toe besluit die Nederlanders ons moet hierso 'n halfwegstasie opsit en dit is nou waar dit alles begin het.
So 6 April 1652. Toe kom hierdie kom ons stel dit so ons huidige regering se grootste nagmerrie voet aan wal. Jan van Riebeeck wat vir alles verantwoordelik is in hierdie dag en datum. So hy het op 1652 met die nedersetting het hy aan wal gekom en gesê reg, ons gaan die wok hierso begin bedryf, so die skepe kom in, hulle kan hier goed aflaai, ander skepe gaan aan, hierdie skepe gaan terug en wie het hierdie wok in hulle gewerk? So hierdie mense wat bekend gestaan is die vryburgers. Die vryburgers het in Kaapstad self by noem ek by Kaap de Goede Hoop, wat hulle van gepraat het, daai tyd het hulle aan wal gekom en daar het mense agtergebly om al hierdie goed wat inkom uit te sorteer, te sorg dat daar kos is, sorg dat daar water is, geplant, gedrywe geplant vir die wyn en al hierdie goed. En die eerste plase was toe in 1657 aan van hierdie vryburgers gegee. Maar ongelukkig, dis aan hulle toegeken, maar onder streng voorwaardes en reëls moes hulle toe nou op hierdie plase bly. 1858 is die vryburgers in opstand gekom teenoor die wok se ekonomiese voorskrifte. So alhoewel dat hulle plaas was en grond was, moes hulle soveel plant teen soveel prys, hou jou smoel en dis klaar. Dis wat jy doen. En dis hierso waar die ouens al bietjie begin krapperig raak. So hulle stryd om ekonomiese vryheid was die voorloper vir die latere politieke vryheidsstryd. Want naas die vryburgers sal julle sien, het daar nou nog 3 groepe mense hier aangekom. Die eerste grondslag is gelê vir Afrikaner se politieke ekonomiese vryheidstyd. So die koms van die Franse huurgenote. Tussen 1688 en 1689 kom die duisende protestante Christene aan, want hulle is deur die Romeinse kerk veroordeel en gekruisig en gebrand en pakslaag gegee, omdat hulle 'n ander geloof gehad het as om die katholieke geloof te volg. So die protestante mag nie meer eredienste gehad het, hulle mag nie in 'n kerk by mekaar kom nie. Die goed is afgebrand. En toe het die klomp mense besluit, genoeg is genoeg. Hulle gaan nou trek. En dit is waar die Kaap ingekom het met al die bootjies wat vandag gekom het. So die groot vraag is altyd die settlers. Wie is die settlers? Hulle is ook so lief na ons te verwys as die settlers. Ek dink as jy al van 1652 in die land is ons lankal nie meer settlers nie. Ons voorgeslagte is hier gebore. Jy kan teruggaan tot en met 1652 is ons mense aan hierdie wal van hierdie mooi land. So die settlers kom van Nederland, van Noordwes Duitsland en van Frankryk. So enige een van julle kan maar julle vandag gaan terugsoek in die geskiedenis. Iewers gaan daar 'n saadjie uit een van hierdie 3 lande uitkom. So welkom settlers. So nou vir die groot trek. So net om vir julle 'n idee te gee waar dit alles opgebou het. So die groot trek begin 1834 tot 1837. In 1835 het dit ten volle ontplof. En julle kan sien daar so die lyne Marits se trek en ys in Retief, Triga, Potgieter, hoe hulle van die Kaap uitgetrek het en die binneland ingegaan het. So die groot trek begin soos ek gesê het in 1835. Die trekkers vertrek na Natal en Transvaal. Nou sê hulle, almal het opgegaan een rigting. En julle sal sien daar bo, lyk dit of hy so split. Nou, dis daar Vrystaat is. So hulle sê, almal het opgetrek, die mense wat nie kon lees nie, het daar gebly, en dit het Vrystaat geword. Die ander het die bordjie gesien, gaan regs Natal en links Transvaal. En dis hoe hulle nou gesplit het. So dit is nou eintlik waar die ding vandaan kom. Sorry Jolie, ek weet dit oor die Vrystaat. So hulle wil onafhanklike staat vestig, waar hulle self kon regeer. So die rede vir die groot trek was om weg te kom onder, want julle moet nou onthou, dat die kaart het vir julle gewys het. Nederland, die vryburgers, dis die mense wat hier aangekom het. Nie lank daarna nie, toe vat die Engelse oor. So nou sit jy met die wok, wat hierdie ouens wil vertel, hoe hulle moet boer, en wat hulle gaan kry vir hulle, amper soos vandag. Jy kry soveel vir jou melk, en jy kry soveel vir jou mielies, en vir jou wat ook al. So, dit was vir hulle onaanvaarbaar. Toe kom die Engelse nou by, en daar is hierdie Engelse druk ook. Julle moet die taal praat, julle moet so maak, julle moet so maak. Hulle het ook met die bruin mense, by die oosgrens het hulle baie probleme gehad by die, met
veediefstal, aanval op die plase, dat die mense al terugdink aan wat vandag gebeur op die grense van Lesotho in Suid-Afrika. Die volksekonomiese voorskrifte soos ek genoem het. Soos hierdie klomp nou weg. Hulle is daar van Natal in en op 'n stadium hoor Piet Retief dat van die vorige boere het met die Zulus onderhandel en hulle het stukkies grond gekry. En toe besluit Piet Retief, maar dis dalk tyd dat ons ook so ietsie doen. So in Oktober 1837 het Retief self van 15 man na Natal vertrek. So hy het hierso van die Gaan gaan besoek van die Zulus, die hoof, die operaat, en vir hulle gesê, luister nie, ons wil graag ook land by julle kry. Dis sê ding daar, nee, wag 'n bietjie. Julle boere het ons vee gesteel. So daar's geen onderhandelinge nie, julle moet eers ons vee teruggee. En Retief het vir hulle gesê, maar dit was nie ons wat julle vee gesteel het nie. Die Sekonyela stam is wat julle vee gesteel het. Dis sê ding daar, okay, doodreg, maar bring al ons beeste terug, dan kom ons weer gesels. En in 1838, Januarie 1838, toe slaag Retief daarin om al die beeste terug te kry van die gesteelde beeste en dit weer van die Gaan vat en sê, reg, hier is julle beeste, nou kan ons gesels. Ek moet nou versigtig wees. So die moord Retief vergesel van 70 manne, waar onder andere sy seun, sy jong seun, hulle praat van in sy tienerjare, en hulle praat van tussen 30 en 20 manne wat by was, die gekleurde agterryers. Die agterryers is gewoonlik die ouens wat met die swepe geloop het en die osse help beheer het en op en afpak en die gehelpkamp opslaan het. En toe het hulle by Umgungundlovu aangekom. Nou Umgungundlovu was die hoofstad waar Dingaan en sy Zulus gewoon het. Vir die onderhandelinge, want ons het ons nou die akte, in vandag se tyd praat ons van die akte, en daai tyd die traktaat van die grondafstand, so hulle het die traktaat onderteken wat gesê, dankie, ons wese teruggekry, hierdie gedeelte van Natal kan julle boere kry. En Piet Retief het gesê, dankie, ons moet hierdie ding onderteken. Die traktaat is gedateer die 4de Februarie, en hy is op die 6de is hy geteken. Dingaan en Retief het met al sy manne wat hy daar was toe nou genooi en sê, kom, ons gaan binnekant in hierdie stad van ons gaan bietjie daarso, bietjie braai en drink en bietjie boeremusiek luister en ons gaan julle hierdie grond gee en hulle is ingenooi op een voorwaarde, julle moet al julle wapens en goed moet buitekant bly. Nou, Retief het al vertrou, alhoewel daar baie van mense was wat gesê, moet dit nie doen nie, het hulle die wapens buite gelos en dit ingegaan. Al was 'n groot dans en gejuig en die mense het al die Zulus het al hoe nader en nader aan die boere beweeg waar hulle gesit het en hulle is toe nou op die einde gevang en hulle is weggevat na 'n koppie toe waar hulle doodgeslaan was met kieries of met klippe gooi is en van die kraans afgegooi is. En later maande het hulle eers besef wat met Retief gebeur het. Toe word die Wen-kommando gestig. Nou dis nou hier waar Bloedrivier in volle erns begin. Want die Wen-kommando was nou aangewys om te sê, julle moet gaan wraak neem op Retief se moordenaars. Julle moet hierdie manne gaan kruisgevangene neem, dat is nie met hulle gesels. So 25 November 1838 is Andries Pretorius as kommandant-generaal aangewys. En 2 dae later het hy met die kommando na Zululand vertrek. So, die gaat as nou. Die kommando het uit 57 waansaam, het hy saamgeneem, later is hulle geleedere aangevul deur Britse settlers, met swart volgelinge en 'n groep. Die groep het uit 400, daar is 'n verskil, hulle sê, party mense sê 460, 470 mense bestaan. En ons moet dit onthou, want ek gaan later, wil ek gou hoor, die jong klomp moet so lank begin dink aan, ons praat van die 12 wonderwerke by Bloedrivier. So as julle kan terugdink aan verlede jaar en onthou van daar was 12 wonderwerke, ek wil nou by julle weet, wie van julle kan vir my die meeste wonderwerke gee? Okay, so dat julle kan vir my dit vertel, dan gaan ek vir julle ietsie gee. So die gelofte is 'n spesiale eed wat die voortrekkers afgelê is vir die slag van Bloedrivier en het gelei tot die viering van vandag waar ons vandag nog staan
van 1838 tot vandag 2025. Okay. So dit is belangrik om te noem dat die gelofte vanaf die 9 Desember, so hulle het besluit, ons gaan 7 dae voor die tyd, het hulle al begin om elke aand die gelofte tot die laaste aand voor die slag aangebreek het hulle eintlik die gelofte gesê. So, of wat hulle opgeneem het en aan die Here beloof het, wat ons nou nog gelees het van, om ons te help teen die slag of hierdie ding wat voor lê, en dan sal ons nageslag, ons kinders almal leer van hierdie slag, van hierdie dag wat gebeur het. En hoekom dit so fantastiese dag is, of so fantastiese gebeurtenis is in ons geskiedenis. Ek gaan nou vlugtig met julle daaroor gaan, as ons daar kyk, wat sê die kinders ook vir ons. So, toe word die gelofte afgelê, en die Zulus gaan nou aanval. Nou, een ding van die Zulus, hulle het gewoonlik, ek gee nou een van die gebeurtenisse, of een van die wonderwerke weg. Die Zulus was geneig om die aand aan te val. As die boere of slaap, of min van hulle wakker was, dan het hulle in die aand aangeval, vrouens, kinders, mans vermoor, die ossewaas in die brand gesteek en onttrek. So nou besluit hulle gaan toe nou nie daar aand aanval. Kan julle vir my sê, hoekom het hulle die aand aangeval? Weet julle? Weet julle nie? Maar dit gereed het. Dit is waar. Dit het vir 'n paar dae voor die tyd, het dit aan mekaar gereed. Daar was te veel volk en daar was die polisie. Okay, so die mis. Ja, so daar was baie mis gewees wat oor die laar gehang het. En hulle het sulke lang swepe gehad wat altyd daar staan die ou agter of gesit agter, dan was ja, die voorste os aan met die verskriklike lang sweep. Hulle het hierdie swepe altyd langs die wa gesit met 'n lantern op. En toe die aand met al hierdie lanterns op hierdie 57 baans hang daar lanterns vir die boere om te kan sien wat aangaan. En toe die Zulus, hulle sê dat op 'n stadium kon hulle die Zulus hoor. So die boere het ook nie geslaap nie, want hulle het dit verwag. En baie verbaas het dan die aanval nie gekom nie. Later jare het van die Zulus vertel dat daar was geeste wat bo oor hierdie laar gesweef het. En hulle was te bang om aan te val. So dis hoekom die nagaanval nie gebeur het nie. En dit was een van die wonderwerke geweest. So het iemand nog vir wonderwerke? Wat wonderwerke was dan nog? Hulle plofstof was nie nat nie. Ja. Die diere was doodstil. Die diere was doodstil. Die loop het nie ontplof nie. Die loop het nie ontplof nie. Die os het nie weggehard van die harde geleide nie. Ek wil net sê, hulle gaan saam met ons bloedrivier toe. Ons poog om elke tweede jaar by bloedrivier Natal saam te wees. So, dit is 'n klein bietjie van 'n voorsprong. Maar dit is so, die ding is, die boere het met hulle 57 baans, strek hulle nader. En hulle het 'n verkenningsman gehad. Dis 'n klomp boere op perde wat vooruit gegaan het. En toe kom hulle terug te sê hulle vir die manne, hey, hier's nou moeilikheid. Daai Zulus is in duisende op pad. En toe besluit hulle net daar, hierso moet ons 'n laag. Ons gaan hierso die sirkel met die waans maak. God het die plek gekies, want hier kom op 'n plek, hulle maak 'n sirkel, aan die een kant is daar 'n diep donga sloot. Aan die ander kant is daar 'n vuur. Ek is nie so oud nie, maar ek is nie so jong nie, maar al die jare wat ek nou nog by Bloedrivier self was, en jy kan vir enige iemand vra, was die rivier jare ter jare laas in vloed gewees, Bloedrivier self. Daai spesifieke dag was die Bloedrivier in vloed gewees. Die water het hoog geloop. As jy daar kom, van die wat jy van al daar was, is 'n rivier wat so diep is soos wat hierdie dak van die grond af is. Die donga aan die ander kant was nog dieper. Met al die reën het hy klei gemaak. Dis baie bekende kleiwêreld daar. So die Zulus het gesukkel om hierdie donga uit te klim, want hulle het gegly. So het nog 'n ding tot gevolg gekom. Dit was nou nog
party mense sal sê toeval. So die ander toeval wat toe gebeur is, die Zulus maak gewoonlik, hulle het dit genoem 'n beeskop. As hulle aanval, dan het hulle hoofmag was aan die agterkant gewees en dit was gewoonlik die manne wat die wit skilde gedra het, die ouens met die meer ondervinding en dan het hulle soos 'n beeste kop met horings gemaak. En die jonger manne was gewoonlik hierdie horings. So wat gebeur het is, hierdie beeskop beweeg na die teiken toe wat hulle aanval en hulle maak toe om die teiken. Nou kan hulle dit nie doen nie, want daar's 'n rivier invloed, daar's 'n nat donga aan hierdie kant en hulle kry nie hierdie manne hier van agter af sit en besluit ons gaan eers kyk wat hulle doen. Eerste fout, want die Zulus het gewoonlik aangeval en klaargemaak en onttrek. Hierdie keer het hulle aangeval, teruggetrek. Nou, wat maak dit so spesiaal? Die voorlaaiers wat julle hierso sien, kon net 6 tot 8 skote skiet op 'n slag. Dan was daai loop te warm gewees. Dit was gevaarlik, want as die ouens die kruit in die loop gesit het die kruit aan die brand geslaan. Elke boer het so 4-5 gewere gehad en het iemand gehad wat help laai het vir hulle. So, hier kry hulle kans met die terugtrek waar die gewere afkom. Toeval. Nee? Of is dit 'n wonderwerk. So, toe besluit hierdie groot man of in hierdie wit skilde dra wat altyd die groot aanslag. Hulle gaan nou maar eers sien wat gebeur, want hulle moet nou die storie uitkyk. Toe gebeur daar nog 'n ding met 'n kanon. Wie van julle weet nou? As iemand die antwoord nie kan julle antwoord. Wat is die kanon se naam? Daar was eintlik 2 kanonne gewees wat gebruik was by Pieterrivier. Griekie? Ja, okay. Griekie was een van hulle. En die ander een het hulle genoem die weeskind. Nou daar is nog nie heeltemal vasgestel was dit die weeskind of was dit Griekie nie. Party ou sê nee, dit was Griekie. Ander ou sê dit was die weeskind. Nou hierdie kanonne was letterlik so groot, die loop was so groot en so dik geweest. Hulle afstand was 1000, miskien so 1200, 1500 meter wat hulle kon skiet. Die hoofgeneraal mag van die Zulus het bo op 'n koppie gesit. Daar waar nie ver van waar Ramaphosa vandag sy toespraak net aan die ander kant van die rivier het hulle gesit en hierdie kanon is opgestel. Toe word besluit, kom ons haal hierdie hoofklomp daarbo uit. Nou, as jy vat van waar die laar gevorm is na die berg toe, na die koppie toe, is dit 2 kilometer plus. Hierdie kanon is opgestel, hulle het hierdie ding vol kruit gepomp. Bal ingesit en toe skiet daai kanon en baie beweer dit was ook sy laaste skoot 2 kilometer ver en hy haal die meerderheid van hierdie leiersgroep van die Zulu magte haal hy uit. En daar begin die Zulus van daar onder staan sien, wow, hier's nou groot probleme. So, noem dit 'n toeval. Ons sien dit as 'n wonderwerk. So, daar het soveel goed gebeur. As jy vat, as ek praat van 57 waans. Nou hierdie waans het tussen 8 en 10 osse gehad wat hulle getrek het. So die wat slim is met wiskunde. Kom ons werk op 10 en maak dit maklik. So daar's 10 osse per waan. Was 57 waans. Sê julle so gelyk? Dit sê sommer gelyk, ja. Okay. Kom julle altyd by ons. Net om het julle weg was. Daar's hy. Sien jy? Wat is dit? Ek wat sê? voucher. Sien ek wil nie chocolates uit. So ek wou eintlik bietjie meer persent gebring het, maar dis soos met altyd as dit 'n klein seun is dit so maklik om persente te koop. Vir 'n dame is dit so moeilik om persente te koop. So wat gee jy nou vir iemand by die slag van Bloedrivier? Daar was nie dames daar nie. Ek kom ons nou nie hier kom en vir hulle 'n ketel of 'n pot besem uitdeel, want dan word ek nou weer geslag. Maar daar was nie dames gewees nie, so ek hoop nou maar daai enetjie sal vir haar iets beteken daar. In elk geval, so dit is net om van die goed te noem wat gebeur het daai dag, wat hierdie dag so spesiaal gemaak het. Nou, ek sê dat dit is
een van die grootste gebeurtenisse in ons volk se geskiedenis, dat ons het 'n gelofte teenoor God gemaak. En baie van die goed wat julle daar kan lees, ek gaan nou nie weer lees nie, kan julle verstaan dat dis is ons plig om hierdie gelofte na te kom. Dis ons plig om hierdie dag te vier. Dis ons plig om ons jonger kinders te leer van waar ons volk vandaan kom. Hoekom is die vlaag so belangrik? Hoekom is die simbole so belangrik? Hoekom is die God wat ons aanbid so belangrik in hierdie ding? Ek gaan weer daarby uitkom. As ek net vinnig vir julle kan vertel, dat julle daarom net weet waaroor die vlaag gaan. So, ek gaan nog een ding uitgee, maar wie weet wat is hierdie vlag? Natalia. Die Natalia vlag. Die vlag langsom? Voortrekkervlag. En dit was eers bekend as die? My vrou moet weet. Die potgietervlag. Sy is 'n potgieter. Voor sy hel geword. En dan wat se vlag hang daarso? Die vierkleur. So, wat hierdie vlag belangrik maak is dat die potgietervlag of die later die voortrekkervlag is die voortrekkers gebruik toe hulle die groot trek begin het. Die Natalia vlag is op daai stadium het die boere in Natal wou hulle mos nou hulle eie plek hê en dit was die Natalia vlag geweest. Die vierkleur was later die eerste republiek in Suid-Afrika, een van twee wat ontstaan het, was toe die vierkleur vlag geweest. En baie van ons mense gaan nou terug of hang nog die vierkleur vlag aan, wat ek dit so stel. So, hierdie kan nou gaan vir 'n man of vir 'n seun of 'n dogter. Wat se vlag is hierdie? Karasbier. Die ou Suid-Afrikaanse vlag. Okay, ekskuus, moet dan. Oranje, blanje, blou. Okay, nou wat gebeur nou met hierdie vlag deesdae? Ons mag hom nie. Okay, die blade vlag. So, naas die vierkleur was hierdie die volgende vlag wat voorgestel was. En ongelukkig was hy nie aanvaar nie. En ek sê ongelukkig oor, wie kan vir my sê, wat is die verskil tussen die vlag, oranje, blanje, blou, en die oorspronklike vlag? Sê? Daar is wat? Wat is die weg in die vlag? Ja, wie het dit gesê? Jy kan vir jou prys kan kry. Dankie. Plezier. So, die Union Jack is hier weg. So wat hulle hier gedoen het, was die vierkleur vlag was hier opgesit. Die Vrystaat vlag, oranje Vrystaat. En daar's die vierkleur. Hierdie een met die oranje was die Vryheidsvlag gewees. Okay. En hy was nie aanvaar nie en die ander ene was met die Union Jack. En dit het nou gelei na 'n ander dag se geskiedenis oor 1914 rebellie, waar my gunsteling vlag die rebellie vlag sy verstaan te kry. So dis die vierkleur met oranje streep van die een punt deur na die ander punt toe. Kyk, want die boere het toegesê, hoekom moet ons in die oorlog gaan deelneem vir die Engelse wat ons vrouens en kinders in konsentrasiekampe laat doodmaak het. Nou wil hulle hê ons moet opstaan en ons moet saam met hulle gaan beklei. Hierdie klomp wou saam met die Duitsers gaan beklei. Want die Duitsers het hulle ondersteun en die Duitsers was meer 'n vriend van die boer gewees. Die Engelse ken ons almal die geskiedenis van wat gebeur het met Brittanje. Ek hom nie die Engelse uit nie, maar ons regtig goeie Engels mense wat baie beter is van ja. En so toe kom die rebellie vlag uit. Maar die vlag was 'n voorgestelde vlag van dit is hoe die vlag moet lyk. Dit was hy gewees. Dan die laaste wat ek vir julle wil sê. Daar het 'n paar goed gebeur wat ons baie terugvat na wat met die boerevolk gebeur het
wat met die Israeliete gebeur het, toe hulle verdruk is en onttrek het uit hulle land uit. So, van die interessante feite, en Robbie het my hierso gehelp met van die inligting. Toevallig is ek besig om die ding te werk, en toe stuur hy 'n video op 'n groep, en baie van die goed het toe nou ooreengestem, en ek kon dit nou weer uitkry uit syne. So die Israeliete trek uit Egipte, weg van die onderdrukking van die Egiptenare. Wat het die boere gedoen? Die voortrekkers trek uit die Kaap uit, weg van onderdrukking. Van die Engelse en die grensoorlog en al daai goed weg te kom. En dit is waar die groot trek begin het. Ons volgende ooreenstemmende feit is dat Israel op pad na die beloofde land, stop hulle by die berg Sinaï, waar hulle 'n verbond met God gesluit het. So Israel is die eerste volk, praat nie van mense nie, so nou daarby kom, die eerste volk wat 'n verbond sluit met God. Want toe die voortrekkers laat ek eers kom, hulle rig toe 'n tabernakel op, wat later vervang was, as hierdie tabernakel vervang met die tempel van Salomo. So, dit was die tempel van Salomo, die tabernakel, en toe later die tempel. Maak ek 'n bietjie aan die woorde. So, die voortrekkers op pad na Bloedrivier, sluit 'n verbond met God. Na die slag van Bloedrivier word wat hulle genoem het die gelofte kerk wat vandag nog staan in Pietermaritzburg opgerig. So ons lê 'n gelofte af teenoor God, soos wat Israel gemaak het. Ons bou 'n kerkie, soos wat daar in die gelofte staan, en hierdie kerkie word later vervang met die voortrekker monument. Soos wat die tabernakel vervang was met Salomo se. Soos wat Jerigo verbrand het, soos wat Israel Kanaan ingaan, so gebeur dieselfde na die slag van Bloedrivier. En Dan is so bang, hy onttrek en die hele Ngloehoek kraal word afgebrand. Nadat Israel die beloofde land ingetrek het, verdeel hulle in 2 huise. En daar's 'n kaart wat vir julle mooi wys, die huis van Juda en die huis van Israel. So julle kan sien daarso. En wat gebeur met die voortrekkers? Die eerste 2 republieke wat gestig word, is die Transvaal en die Oranje Vrystaat. Laterland het Stellenland gekom en het nooit regtig 'n groot rol gespeel nie. Utrecht, Republiek van Natalia, dit is maar eintlik maar net die dorpie, dit was nie die hele Natal gewees nie. So die oorspronklik is en dalk julle sien die 4 kleur wat toe in werking gekom het en ook die vlag van die Oranje Vrystaat. So Israel het tydens die trek 4 hoofslagordes gehad. So hulle het hierdie embleem gehad wat hulle aan hulle hoofde toegeken het. Nou hierdie slagordes het bestaan, daar was 'n leeu vir Juda gewees, Ruben wat het 'n man voorgestel, Aaron was vir Dan gewees en die os vir Efraim. Nou as julle kyk na die Transvaal, daai 1 beker, sal julle sien daarop is die Transvaal se wapen ook. So Efraim was 'n os gewees. Die interessante goed van Transvaal se embleem. Eendrag maak mag. So 'n ding wat ons mense altyd van praat is dat ons kan nie saam staan nie. En eintlik sê dit eendrag maak mag. Maak ons kwaad genoeg, dan sal julle sien hoe ons staan saam. So, as ons kyk na die wapen van Transvaal, sien ons soortgelyke beelde. Daar was die leeu, die man, die arend bo-op en die waal. Ook 4 simbole wat ons volk verteenwoordig het, net soos wat Israel hulle sin gehad het. So net ter afsluiting, belofte en gelofte. Party mense, ek onder andere het eers 'n paar jaar terug uitgevind, daar's 'n verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte. So 'n belofte is iets wat tussen die mens gemaak word. 'n gelofte is iets wat ons aan God maak. So jy kan nog pak slaag kry as jy jou belofte breek met God. Maar as jy 'n gelofte met God breek. Okay, ek kan vir een van julle belofte maak en ek gaan hom breek en ek kan 'n klomp verskoning sê en later is ons weer okay en ons gaan weer aan. As jy 'n gelofte met God breek, gaan jy pak slaag kry. Dit staan die hele Bybel vol. En dis hoekom hierdie dag so belangrik is.
En wat so hartseer is dat net 'n handjievol mense elke jaar. Ek moet daarom sê 3 jaar terug was daar oor die 10.000 mense by Bloedrivier gewees. Dit was iets om te aanskou. Die perdekommando het die hele laag, en as julle sal, jy kan sien die laag, het die perdekommando om 2 keer omgery, voordat al die perde in was. Jare voor dit het hy so halfpad gemaak of so. So, ons het die aand, ek kry skoenhoendervleis, die aand bars 'n pyp, hulle het 'n nuwe, wat noem jy dit, buite badkamers opgesit. En toe hulle die pyp toegooi, het hulle met trekkers daaroor gery, en die pyp het hulle plat gedruk. Dit was 8:30 die aand, kom jy ou aangehard op sê, ons het 'n probleem, en daai pyp moet oopgegry word, dit is seker maklik 'n stuk vir 100 meter, dit is 8:30 die aand, dit was nie 10 minute nie, toe is daar meer as 20 jong manne, nou praat ek van, dit is nie ouderdom van 18 en 25, die een jongman spring op en hy bel die Indiër in vryheid en sê, ek het so lang pyp nodig, kan jy jou winkel vir ons oopmaak? Die Indiër sê, is reg, kom haal die pyp. Hy jaag vryheid toe, ons grou die pyp, die pyp loop so lank, haal hy stuk in 'n pyp uit, 10:30, was net na 10 daai aand, so sit ons weer by die vuur, braai vleis, dis daai nuwe pyp ingesit, en hy's toegegooi, deur 'n klomp jong manne, so daar is 'n oplewing in wat hier gebeur vandag, en dit is regtig belangrik, want my grootste skok was 7 jaar terug toe ek hier gekom het, en ek staan met 'n jong klomp gesels by braai, en die een van hulle weet, wat is Bloedrivier, waaroor gaan Bloedrivier. Die een persoon het gesê, o ja, dis 'n plek daar iewers, dit is in Natal, of is dit Vrystaat waar daar 'n klomp waan staan. Dis wat hulle geweet het, en dis hartseer. So, die gelofte maak ons aan God. So mense in die Bybel, wat 'n gelofte teenoor God afgelê het. Nie 'n belofte nie, 'n gelofte. As hierdie klomp manne, ek gaan nie almal opnoem nie. En hulle het 'n gelofte teenoor God afgelê. Hoe jy met my na die tyd sê ek reg. So die 3 volke wat 'n gelofte teenoor God afgelê het, was die Israeliete, was 'n gemeenskap in Duitsland oor Ambergau. Wat daar gebeur het is, daar was 'n groot plaag gewees wat die mense uitgewis het, net soos daai jare met ons met die groot griep en daai goed, het daar siekte gekom en hierdie leiers van oor Ambergau het bymekaar gekom en gesê, ons maak 'n gelofte vandag, ons sal elke 10 jaar sal ons hierdie dag herdenk. En die voortrekkers, so dis die 3 volke wat 'n gelofte teenoor God gemaak het. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons kinders moet weet wat hier aangaan, dat ons kinders moet weet wat hier aangaan, want ons kan dit nie stop nie, want ons sê in daai gelofte, ons nageslag, die opkomende geslag, moet geleer word hiervan. En nee, ons vier nie hierdie dag, omdat daar 470 mans teenoor 12 na 16.000 Zulus was, en ons hulle verslaan het nie. Dit is nie, ons is nie, ons het allemaal doodgemaak nie, ons is, dankie God dat hy ons gebed verhoor het. So, van ons oppositie mense is toch so lief om te sê, ja, ons vier die dood van so klomp swart mense. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie waaroor die gelofte gaan nie. Die gelofte gaan oor, ons het vir God se hulp gevra. God het ons gehoorsaam, God het hulle gehoorsaam, hy het hulle gebed verhoor, en is nou ons weer, om dit wat daar gebeur het, om dit elke dag te herdenk, elke jaar te herdenk, en te verstaan dat God is ons redder. En dit is waaroor het gaan, dit is waaroor geloftefees gaan. Baie dankie. As daar vrae is, kan julle vra, julle kan hier voor ook nou goed kom kyk.